graad 7, julle skryf amper julle halfjaar eksamen, en dit gaan oor kwartaal 1 en 2 wees, maar as julle hierdie video kyk, dan het julle vinnige hersiening gedoen oor al 3 kwartale, so hou net vas. Nou, kom ons begin by veelvoude. Veelvoude is ons vele van 'n getal. So met ander woorde, dit is net die maaltafels. Dit is vele van 4. So kom ons kyk, die veelvoude van 4 sal wees 4, 8, 12, 16 en so voort. Dis net die maaltafels. Vele van 6, veelvoude, sal wees 6, 12, 18, 24. En dan gaan dit aan. Nou, faktore is stukkies, getalle wat kan indeel in 'n sekere nommer sonder dat iets oorbly. So, wat ons eers weet, die faktore van 'n getal is altyd 1, né? En homself, so by 10 sal dit wees 10 en by 20 sal dit wees 20. Ekskuus, vir ons maak dan mooier. En 20. Nou kom ons kyk wat nog kan indeel. Wat kan nog in 10 indeel sonder dat iets oorbly? 2 en 5. So dit is sy faktore. 1, 10, 2 en 5 is die getalle wat in 10 kan indeel sonder dat iets oorbly. Kom ons kyk nou by 20. Ons het klaar 21, want ons weet dis altyd faktore van 'n getal, homself en 1. Wat kan in 20 nog ingaan? 2, kan 3, nee, kan 4, 4, 8, 12, 16, 20, ja, 4 kan ingaan, 6, 12, 18, nee, hy kan nie ingaan nie, 6, 7, 8, 9, niks van hulle kan nie, maar 10 kan, van 10, 20, so 10 kan indeel in 20 sonder hulle iets oorbly. Kom ons kyk nou na die volgende. Ek weet julle het gesigte getrek toe ek sê hierdie gaan in julle toets wees, maar dit is nie moeilik nie. Dit is maklik. Ons weet die vierkantwortel is 2 getalle wat met mekaar gemaak word om hierdie getal te kry, né? So wat maal wat gee vir ons 36? 6 maal 6, né? So ons weet ons vierkantwortel van 36 is 6. Nou watse getal maal watse getal gee vir ons 9? 3 maal 3. En wat is sy antwoord dan? 3. So, die vierkantwortel van 9 is 3. Nou, vraag, wat is die vierkant van 2? Nou, soos ons weet, hier kan ons sien, die vierkantwortel is 2 getalle maal met mekaar. So, ons gaan 2 maal met 2. 2 maal 2 is 4, né? Derde mag, nou hierso sê dit sommer vir ons in die woord. Derde, 3 keer. So ons weet ons gaan 3 keer maal. 3 maal 3 maal 3. 3 maal 3 is 9, maal nog 'n 3 is 27. So die vierkant van 2 maal 2 is 4. Vierkant beteken net 2 keer maal. Derde mag van 3 is 27, want ons maal hom 3 keer. Derde keer, 3 keer. Nou, kom ons kyk na dene. In kwartaal 1 het ek vir julle dit in 'n toets gevra vir meetkunde. Nou, dit is eintlik baie maklik, want as ons eienskappe ken, weet ons, die binnehoeke, as ons hulle saam plus, moet hulle gelyk aan 180 grade wees, né? So, wat ons heel eers doen, ons sien ons skakel D hoekie, ons skakel B, maar ons het A en C. So kom ons plus A en C, 30 plus 30 grade is 60 grade, né? Nou, weet ons kort net hierdie hoek, en al die binnehoeke is gelyk aan 180. So, ons sal sê, 180 minus 60 grade is gelyk aan 120 grade. So, ons weet die hoekie is 120, want as ons dit byplus, dan is 150, plus my ander 30 is 180.
So as ons wil weet dat ons reg is, dan gaan werk ons dit uit. Is al die hoeke as ek hulle bymekaar plus, is hulle nou gelyk aan 180. En as jy reg is, as het 180 is, dan weet jy daai hoek reguit gewerk. So jy kan sê, hoek B, onthou ons sit die kapie op om te wys, is die hoekie, hoek B is gelyk aan 120 grade. Kom ons kyk nou na breuke. Nou breuke is triekie, tensy jy die triks ken. So, as ons die sien, dan weet ons dadelik. Plus en minus, die noemers moet dieselfde wees. Ons sien, ons noemers is dieselfde, so dis goed. Ons hoef niks te verander nie. Maar, ons sien dis gemengde getalle, so ons moet hulle eers na onegte breuke toe verander. Hoe doen ons dit? Ons sê 3 maal 5 is 15, plus ons 4 is 19 op 5. Dan sê ons 2 maal 5 is 10, plus ons 3 is 13 op 5. En nou kan ons dit gaan plus. 19 plus 13 is 32, né? 32. En daar is ons antwoord, 32 op 5 natuurlik. Maar, nou sê ons, dit lyk nie reg. Ons wil dit mooier hê. So wat doen ons? Ons deel 5 en 32 in. 15, 15, 20, 25, 30. Hy gaan 6 keer in. Hoeveel bly dan oor na ons om ingedeel het? 2 op 5. So trouwens moet dit. 2 op 5 bly oor. Daar is ons antwoord in sy eenvoudigste vorm. Nou die volgende. Nou, ons noemers is nie dieselfde nie, né? So ons moet dieselfde maak. Wat is die maklikste manier om dit te doen? Vat jou grootste een, kyk of hy na hom toe verander kan word. Hy kan, hè? 5 maal 2 is gelyk aan 10. Dan onthou, wat ook al ons ooit onder doen, het ons bo ook doen. So, 4 maal 2 ook. Dan is dit 8. 4 maal 2 is 8, 5 maal 2 is 10. Nou kan ons sien, ons noemers is dieselfde, ons is gelukkig. Nou kan ons minus. 8 minus 5 is 3 op 10. Is dit sy eenvoudigste vorm? Ja, dit is. Want daar is nie 'n getal wat in 3 in kan deel en in 10 in, wat gelyk indeel nie, né? 3 kan in 3 indeel, maar hy kan nie in 10 indeel sonder dat er iets oorbly nie. Nou, kom ons kyk na hierdie. Omtrek en oppervlakte. Ons het dit hierdie week gedoen, en is eintlik baie maklik, as jy jou reëls ken, as jy jou triks ken. So, omtrek is mos wanneer ons omgaan, né? Ons gaan om dit. As ons die omtrek van die skool wil meet, moet ons om die hele skool loop, en dan kan ons sien wat is die omtrek. Nou, ons plus dan net. Ons plus by die bome af, by die ander klasse af, en voor by die parkering. Ons plus dit al saam. So, ons het 3 cm, plus 7 cm, maar ons het nou nie daai sy nie. Maar wat sê hierdie pyltjies gewoonlik vir ons? Hierdie streepies beteken ons dis dieselfde. So ons weet, die sy gaan ook 3 cm wees. So, nou het ons ander sy, en nou plus ons net. 3 plus 7 is 10, plus 3 is 13 cm. En daar het ons omtrek van die driehoek, ons plus dit aan die sye saam, dan weet ons die omtrek, as ons om die driehoek sou loop, is 13 cm. Nou, oppervlakte is 'n bietjie anders, maar dit is ook nie moeilik nie, want ons weet, sy formule is lengte maal breedte, of sy reël, né? Hoe ons sy oppervlakte, sy binnekant uitwerk, nie buitekant, die binnekant, is lengte maal breedte. So hier is ons lengte, 3 cm, maal ons breedte, hier is ons breedte, maal 2 cm. Wat is ons antwoord? 3 maal 2 is 6 cm. So ons weet,
as ons hierdie vierkant wil teel of ons wil verf van die binnekant, sy oppervlakte, dan weet ons, dit is 6 cm wat ons moet verf, né? En onthou met oppervlakte sit ons 2'tjie by. En ons laaste een, hierdie doen julle al van graad 4 af, so julle ken dit baie goed. Ons inset is hierdie waarde is hierbo, en ons uitset is wat ons uitkry. So ons moet uitfigure, wat het hier tussenin gebeur, wat vir ons die gegee het? Van 1 na 4, wat het gebeur? Ons het geplus met 3, né? 2 na 5, wat het ons gedoen? Ons het geplus met 3. So ons weet nou, ons reël, ons gaan sien, ons reël is plus 3. Nou wat kom volgende in ons inset? 1, 2, 3, 4. En ons weet dan, ons reël is plus 3. Om hierdie antwoorde, ons uitset te kry, moet ons 3 by die boonste plus. 3 plus 3 is 6. 4 plus 3 is 7. Daar is hy. Dis al. So ek het nou net deur van die goed gehardloop wat julle gaan doen in julle halfjaar eksamen, wat julle voor kan leer en hersiening doen en oefen, maar verder hoef julle nie te worry, julle het dit en ek weet julle kan dit doen. Sterkte.